Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek vertrou dat dit goed gaan met u, dat dit goed gaan met u geliefdes en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag. Nou vriende, ons kan juist kan sien vir hierdie nuwe dag, omdat ons weer die Bybel leer vir ons, dat die Here voor ons uittrek, dat ook ons agterhoede dek, dat hy die alomteenwoordige God is, wat vir ons sê, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is ons helper, en ons sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan ons doen? Kosbaar om te weet dat die Here ook die alomteenwoordige een is, wat ons leer en lei en begelei op hierdie weg tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons hom sal sien soos hy is. U sal onthou ek het vir u gesê, dit is nodig om die Here te loof en te prys, en wil ek vanmôre Halleluja lied 2, so 'n kort versie of 2 vir u lees uit Halleluja lied 2. Daar staan: die hoë God alleen sy eer, kniel voor hom in aanbidding neer, elk is hom dank verskuldig, ja, hom wat ons so eindeloos goed versorg en in gevaar behoed. Hierdie woorde het my getref, elk is om dank verskuldig. Vriende, die Bybel sê, die Here laat reën oor die regverdige en die onregverdige. Elke mens op aarde moet die Here loof en prys. Vers 5 sê, bring aarde en hemel, bring u Heer, met heilig, heilig, heilig eer. Besing die hemel koning, hy was en is en sal weer kom. Dan word die aarde sy heiligdom, dan is by ons sy woning. Is so 'n wonderlike vooruitsig vir die kind van die Here, dat ons die Here in sy heerlikheid sal sien en vir ewig saam met hom sal regeer. Nou vriende, ons is besig met Spreuke, ons gaan aan vanmôre met vers 2 en 3. Jy sal onthou, ons gister 'n bietjie gepraat oor die man Hiskia, so 'n bietjie inleidend oor leierskap gepraat. Vanmôre kyk ons wat sê vers 2 en 3. Daar staan, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur. Die hoogte van die hemele en die diepte van die aarde en die hart van die konings is ondeurgrondelik. Nou vriende, ek lees vir julle net 'n ander vertaling wat sê hierdie 2 verse, daar staan: die eer van God lê in wat hy verborge hou. Konings se eer lê in wat hulle aan die lig bring. Soos die hoogte van die hemelruim en die diepte van die aardbodem, so kan konings se gedagtes ook nie gepyl word nie. Nou hierdie 2 verse loop hand aan hand, en daar is een en dieselfde gedagte wat vir ons deurgegee word, met so 'n klein klemverskil, wat ons vanmôre ook net gaan raak sien. Ek het vir julle gesê, dat leiers sluit nie net konings in nie, dit is ook landsleiers, daar is stadsrade, daar is polisie, justisie, predikante, onderwysers, lektore, ouers, almal vervul 'n leierskaprol, en daarom geld hierdie waarhede vir ons. En nou val die man Salomo weg, en hy sê vir ons hierdie woorde. Hy sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg. En ek het myself die vraag afgevra, wat beteken dit dat dit die eer van God is om 'n saak te verberg? En soos ek navorsing gedoen het, staan daar eenvoudig, God kies om nie alles van homself en sy planne aan die mens te openbaar nie. Jy moet onthou, God is die alleen wyse en ewige God. Alles is vir hom soos hy ewige nou. 2000 jaar terug en 2000 jaar vorentoe is vir hom soos 'n ewige nou. Hy win nie nuwe inligting in nie, hy kan nie kennis opdoen nie, hy is die alleenwyse God wat alles weet, wat alles beskik en alles bestuur volgens die raad van sy wil. En die Bybel sê vir ons eenvoudig, hy het nie nodig om alles van homself en sy planne aan ons te openbaar nie. In die eerste plek sal ons dit nie kan dra nie. Ons as mens is te sondig, ons as mens is te beperk. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik daar in Deuteronomium 29:29, die verborgde dinge is vir die Here onsse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. Dit is baie interessant dat die deursnee mens altyd wil soek na die verborge, die dinge wat nie vir hulle geopenbaar is nie. Hulle sê altyd, maar ons wil graag dit ontdek en hierdie ding soek en nuuskierig oor daardie ding, maar die dinge wat al reeds geopenbaar is, God se woord, God se waarheid en dit wat hy van homself en sy karakter in die woord geopenbaar het, stel hulle nie veel in belang nie. En dis 'n probleem, vriende, daarom wil ek by u pleit, dat u sal sien dat die Here kies om nie alles van homself te openbaar en van sy planne te openbaar nie, maar hy het homself in sy woord verklaar in die mate wat u en ek dit kan verstaan. En hy het genoeg vir ons geleer oor ons eie toestand van sonde voor hom en sy genade in die Here Jesus Christus om ons van ons sonde vry te maak. Daarom lees die woord, bepeins die woord. Dis 'n kosbare boek en hy kinderliedjie sê, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Die B-gedeelte sê, maar die eer van konings is om 'n saak na te speur. Nou vriende, die gedagte eenvoudig daar is, konings, as hulle goeie besluite wil maak, of leiers,
as hulle goeie besluite wil maak, moet hulle deeglike ondersoek doen. Hulle moet sake van alle kante bekyk. Hulle moet raadgewers inroep, sodat hulle op die einde van die dag kan sien wat aan die gang is en wat 'n besluit ook die beste vir hulle koninkryk, hulle land of dan ook hulle gesinne sal wees. En dan volg vers 3, daar staan die hoogte van die hemele en die diepte van die aarde en die hart van die konings is ondeurgrondelik. So hierdie vers sluit eintlik nou aan by vers 2, want hierdie vers sê vir ons eenvoudig, dat nadat die koning 'n saak deeglik ondersoek het hy nie nodig om al die inligting wat hy verkry het, bekend te maak nie. Vriende, ons weet nie alles wat in die parlement gebeur, ons weet nie alles wat gebeur wanneer ons ouers miskien 'n vergadering het, of wanneer daar deur die personeel saam met die hoof by 'n skool vergadering gehou word nie. Al wat ons weet is wat hulle aan ons bekend maak. En baie keer van hierdie goed wat die inligting wat bekom is, word nie bekend gemaak nie, omdat hulle voel, dis nie nodig om dit op daardie stadium en tydstip te deel nie. Dis 'n baie goeie beginsel, vriende, om net die nodige te sê, en dikwels loop dit uit op die openbaarmaking van sake, wanneer ander nie weet wat jy alles weet nie. As mense my sekere goed vra, dan sê ek vir hulle die nodige dinge. Ek het onlangs 'n vraag gehad oor 'n persoon, en iemand het vir my gesê, nou, wat dink jy van die persoon? Toe sê ek, weet jy, kom ons laat die saak. Wat ek van die persoon weet, is nie nodig om alles van hom te openbaar nie. Miskien later gaan daar iets uitkom wat ek moet openbaar, om dan ook hartseer en elende en pyn te spaar. Maar vir nou en vir eers, vriende, die inligting wat ek bekom het, hou ek vir myself. En dis baie belangrik, dat ons sal sien, dat leiers nodig het, om inligting wat hulle bekom het, seker te maak dat dit deeglik ondersoek is, dat dit goeie inligting is wat hulle bekom het, dat hulle goeie raadgewers gehad het, en hierdie saak deeglik nagespeur het, of dan 'n persoon, of enige probleem wat na vore gekom het, en dan het hulle nie nodig om al hierdie goed te openbaar nie. Dis presies wat hierdie vers vir ons sê, dat die koning se hart is eintlik ondeurgrondelik. Ons weet nie wat hy alles weet nie, ons weet nie wat ons leiers alles weet nie, en daarom moet ons ook die Here vertrou, dat ons sal lewe met daardie gesindheid, dat ons goeie volgelinge sal wees. Vriende, ons almal, as jy 'n leier vanmôre is jy eintlik ook maar 'n volgeling. As jy 'n ouer is jy 'n leier in jou huis, maar jy's 'n volgeling in jou land. Jy moet die land se wette navolg. En dis baie belangrik om te sien, die pragtige balans wat die Here vir ons hier stel. Dat die Here het nie nodig om alles van homself te openbaar nie. 'n Koning is iemand wat goeie ondersoek instel, sodat hy goeie besluite kan maak, en wanneer hy al die inligting ingewin het, het hy nie nodig om alles te openbaar nie. Maar met tyd sal die goed na vore kom. En so kan ons die Here ook dan verheerlik. Daarom, as jy in 'n leiersposisie is, onthou jy het 'n verantwoordelikheid. Wees 'n goeie leier. Wees 'n leier wat God liefhet. Stel hom altyd voor oë en lees sy woord, bepyn sy woord, oordink sy woord, sodat jy met goeie oorleg kan handel, sodat jy wyse besluite kan maak, sodat die mense jou met vrymoedigheid kan navolg, vir my met vrymoedigheid kan navolg, en so die Here in alles kan verheerlik. Vreugde, groete vir u, mooi dag verder, tada.